Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Uit Psalm 141 vers 3 kom die woord: Die Here stel 'n wag voor my mond, hy bewaar die deur van my lippe. Die boodskapvertaling sê dit so duidelik: Here, help my om nie onnodig te praat nie. Leer my om versigtig te wees met wat ek sê. Dit is nie maklik om stil te bly as jy jou sê wil sê nie. Veral nie as jy voel iemand het jou in die gesig gevat of te nagekom nie. Maar soms moet mens net stil bly. Selfs al is jy reg, selfs al weet jy die beste. Dit is werklik 'n kuns om te weet wanneer om te praat en wanneer nie. Mense met integriteit weet hoe. Hulle oefen hulle daarin om God se wil eers te begin stel. Daarom praat hulle as dit om die Here se eer gaan, maar as dit oor hulle eie eer en regte gaan, bly hulle soms eerder net stil. Hulle wil nie meer elke argument wen nie, ten alle koste nie. Om jou woorde te kan vang, voor hulle oor jou lippe rol, is 'n kuns wat jy moet bemeester, as jy in integriteit wil leef. En min kinders van God oefen hulle in hierdie geestelike dissipline in van stil bly, wanneer om te praat en wanneer nie. Franciscus van Assisi het tot op 'n dag gesê: Mens moet om elke hoek en draai preek, en as dit regtig die dag nie anders kan nie, moet jy woorde ook gebruik. Hierdie woorde het my altyd hard teen die bors geslaan. Dit het vir my gevoel toe ek die eerste keer dit hoor, asof dit soos 'n emmer koue yswater is wat my wakker skud. Stil bly op die regte oomblik kan dikwels meer 'n effek hê as 'n hand vol woorde wat eintlik maar net wind is. Ons hoef nie by elke siekbed of hartseer een of ander goddelike verklaring aan te bied nie. Ons kan maar eerder ook net stil bly, net daar wees vir daardie persoon. Want jou troos en jou nabyheid en dit wat jy geen slimmigheid probeer praat nie, is baie meer kosbaar vir hierdie een wat ly. Ons hoef ook nie alle sondags voor die bors te gryp en dit te roskam oor hulle oortredinge nie. Partykeer is ons stille voorbeeld die deernis, die heel beste getuienis van hoe Jesus sou opgetree het teenoor 'n sondaar, en is ons nie maar almal net sondaars nie. Ons hoef nie oor alles 'n opinie te hê nie. Selfs al voel dit vir jou, jy raak partykeer van jou kop af kwaad oor partypolitici of oor predikers. Jy hoef nie daarop te reageer nie. Sulke mense sal pa staan vir hulle eie self. En jy hoef nie almal rondom jou te probeer gelukkig hou met soetsappige sedelessies wat goedkoop troos is nie. Partykeer moet ons net swyg as mense verward is. Die Here sal wel 'n weg maak waar daar geen weg is nie, 'n pad oopmaak waar daar geen pad is nie, 'n deur oopmaak waar die regte deur sal wees. So kom ons dink vanoggend aan hierdie woorde weer wat ons gelees het. Here, help my om nie onnodig te praat nie. Leer my om versigtig te wees met wat ek sê. Weet jy wat ek al gesien het in hierdie lewe? Dat dit vir mense soveel beteken, as jy net by hulle gaan sit en net vir hulle nagmaal bedien. Net soos wat jy 'n koppie warm tee vir iemand sou gee. Net sê, mag ek vir jou net nagmaal bedien. En dit net te doen in die absolute eenvoud. Die nag toe die Here Jesus verraai is, het hy die beker van danksegging geneem, wat sy bloed in is, en hy het gesê, drink dit, tot vergifnis van jou sondes. Dink daaraan, totdat jy eendag weer sal werklik sien, dat Jesus die beker van danksegging dophou in die hemel, daar waar hy is, en hy uitsien om saam met ons hierdie beker te drink. En daarmee, as jy hierdie beker aanbied, dat jy net stil in jou hart vir hierdie persoon kan bid, dat hierdie persoon die krag sal ontvang, wat daar in die bloed van Jesus is. Bid dit vir hulle.
Bid net dat die krag van Jesus se bloed deur die persoon sal vloei. En dan ook, hoef jy nie elke keer 'n oorsaak vir 'n siekte te soek nie, maar net te bid, dit wat Jesus gesê het, neem eet, dit is my liggaam, en deur my wonde sal julle genees word. Amen.